Goeiedag familie. Om op 'n dag soos vandag hierdie te doen is nie aldag maklik nie. Nie altyd lekker nie, maar dit moet gedoen word. Ons as gelowiges het die troos van 'n hemelse Vader na wie toe ons kan nader om ons uit die woord uit te kom ontmoet wat ons help in tye soos hierdie. Ons is hier by mekaar op hierdie manier in die gees omdat ons 'n geliefde verloor het. Ou Boet is oorlede en ons met die lewe aangaan sonder hom. Ons almal kan getuig van die groot invloed wat een en elkeen van ons se lewe gehad het. In die tyd wat ek hom leer ken het hy my lewe baie keer vervraai met sy humor en sy unieke uitkyk op die lewe. Die laaste paar jaar van sy lewe was nie altyd maklik nie, en in besonder nie die laaste jaar nie, en het ons ook in sy lewe iets daarvan gesien van wat gebeur wanneer 'n mens se hartseer jou oor. Dit maak hom nie 'n slegte mens nie, dit maak hom nie 'n swak gelowige nie, maar die hartseer en die verlange na sy seun het hom afgetakel en saam met sy gesondheid het dit toe nou ook so gebeur dat hy op die ou einde gesterf het. En die vraag wat ons vir onsself moet afvra is, hoe nou verder van hier af? Wat doen ons nou? Wat maak ons nou? En dis daar waar die woord van die Here om ons kom ontmoet, met 'n stuk hoop en troos. Ek lees die Nuwe Testament, is 'n bietjie 'n vryer vertaling, 'n vars vertaling, maar voordat ons lees, kom ons sluit net die oë. Here, dankie vir die voorreg wat ons het om in tye soos hierdie u woord te kan oopmaak en uit die woord uit ook 'n stuk hoop en 'n stuk troos te kan kom vind. En is dit ook ons gebed, Here, dat u in 'n besonder ook vir ons as familie met die woord sal kom ontmoet, en dat u ook hierdie woord sal gebruik, Here, om ook vir ons 'n anker te gee en 'n vashou plek te gee, sodat ons ook kan navigeer deur hierdie tyd waarin ons onsself ook nou bevind. In 'n besonder vir Liesel bid ons, Here, ons kom bid en vra, Here, dat u ook vir haar sal onderneem in hierdie tyd. Dankie ook vir dit wat sy vir Ou Boet beteken het in sy lewe. En dankie ook, Here, dat sy ook die laaste dae saam met hom daar ver ook vir hom 'n tuiste kon skep. En dat hy ook weet dat hy ook behoort het. Dankie, Here, vir dit wat hy vir een en elkeen van ons gedoen en beteken het. Vir sy eie familie, Here, dankie dat hy ook hom vir hulle gegee het, en ons wat aangetroud is en in die familie ingekom het. Dankie ook dat hy ons lewe vol gemaak het en mooi gemaak het. Here, daarom kom bid en vra ons dat hy ook die leemte wat gelos is met sy afsterwe, dat u dit met u teenwoordigheid sal kom vul. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Ons lees in Romeine 8 vanaf vers 31, wat is ons gevolgtrekking oor alles wat tot nou toe gesê is? Net dit, as God openlik kant gekies het vir ons, wie kan ooit teen ons wees? Hy het selfs nie in sy eie geliefde seun gespaar van lyding nie. Hy het hom terwille van ons almal prysgegee om gekruisig te word. Sal hy dan nie alles in oorvloed ook vir ons gee nie? Sal hy ons nie in sy liefdevolle goedheid laat deel hê in alles wat Christus vir ons gedoen het nie? Wie sal dit waag om enige aanklag in te bring teen ons wat God vir homself uitgekies het? Dis God wat ons vryspreek. Wie probeer nog om ons skuldig te bewys? Christus het dood gegaan in ons plek, toe het God hom lewend gemaak, en nou is dit hy self wat daar op die heel belangrikste plek langs God sit. Daar bid hy en pleit vir ons by God. Wie sal ons ooit kan wegskeer van die liefde wat Christus vir ons elkeen het? Sal die volgende dinge dit dalk regkry, moeilikheid of benoudheid, vervolging, hongerpyne, groot armoede wat maak dat geen klere aan ons lyf oor is nie, of uiterlike gevare of gewapende aanvalle? Nee, dit sal ons nooit wegskeer van Christus nie. Daar staan immers geskryf, omdat ons getrou is aan U, word ons gedurig doodgemaak, ons word hanteer soos skape wat op pad is om geslag te word. Nogtans, te midde van al hierdie slegte dinge, is ons meer as wenners. Ons is besig met 'n reuse oorwinning, ons doen dit nie in ons eie krag nie, ons doen dit deur Christus se krag.
Dit is hy wat bewys het, dat hy ons baie lief het. Daarom weet ek, nog dood, nog lewe, nog engele of ander magte, nog dinge wat ons hier en nou bang maak, of dinge wat ons in die toekoms kan bang maak, nog gevaarlike kragte of bonatuurlike magte daarbo, of waar ook al, of enige ander vorm van heerskappy, kan ons skei van die groot liefde wat God vir elkeen van ons het. Ons ervaar hierdie liefde in alles wat Christus Jesus vir ons gedoen het. Hy is ons Here. En hierin lê ons troos. Die feit dat Christus ons Here is. Dit gebeur so maklik dat dinge in die lewe ons oorweldig. Partykeer is dit 'n hartseer, partykeer is dit 'n vrees, partykeer is dit 'n kommer, en dan veroorsaak dit dat ons so bietjie buite beheer wil spiraal. Verskillende mense het verskillende reaksies, party vlug weg van die situasie af en ander loop om storm. En dan gebeur dit ook baie keer in mense se lewe dat hierdie die finale strooihalm op die kameel se rug is, wat op die ou einde die kameel se rug breek. So is God se kinders nooit gevrywaar van enige swaar of hartseer nie. Inderdaad, hierdie hele gedeelte illustreer juis die verganklikheid waaraan God se kinders geopenbaar word. Maar die troos wat ons het, dat daar is niks wat ons van die liefde van Christus kan skei nie. Selfs nie eers die dood nie, nie 'n kommer nie, nie 'n benoudheid nie, nie 'n gevaar nie, nie 'n bedreiging nie, wat ook al nie. Baie van ons was dalk bekommerd as ons die laaste boodskappe van hom Ouboet gehoor het, maar nie eers dit kon hom skei van God se liefde nie. Toe hy daar op sy laaste gevoel het, hy sien nie meer kans nie, hy wil nie meer nie. Daar het God hom kom optel en teen sy bors kom vasdruk en ook sy vaderhart in hom openbaar. Om een of ander rede is ons as mense baie keer ingestel op wat gaan gebeur as ons uit die liefde van God uitval. Maar God sê hy sal nooit sy kinders laat val nie. God sal nooit toelaat dat niks of iemand ons uit sy hand uitdruk nie. Selfs nie eens daai oomblikke wat ons voel ons is in 'n diep donker gat en ons weet nie om daar uit te kom nie. Die Bybel kom ontmoet vir ons elkeen opnuut met die woorde, daar is niks wat jou van God se liefde kan skei nie. En dis waaraan ons vashou. En hoe lief is God vir ons, dat hy op Golgotha sy seun vir ons gegee het, sodat daar vir ons hoop en troos en vergifnis en genade en 'n verwagting kan wees. En die wonderlike van alles is, ons het dit nie verdien nie. Lees ons in die Bybel ook, ons sê baie maal vir mekaar, ons het 'n keuse om te maak, ons moet vir Jesus kies. Ons kan nie kies nie. Dis God wat ons kom kies, dis God wat ons kom optel, en ons dan in staat stel, om van daar af vorentoe te gaan. Geen persoon in die Bybel wat geroep is, het eerste vir God gekies nie. Nee, God het eerste ons kom kies. En dit het hy op Golgotha gedoen. Toe hy daar vir ons, sy genade, sy liefde, sy hoop en sy alles kom openbaar het. Ongelooflike groot voorreg en genade wat ons het om so God te kan aanbid. 'n God van wie die psalmdigter sê, aan sy goedertierenheid is daar geen einde nie. Ons probeer so baie maal God se trou en God se sorg en God se teenwoordigheid in ons eie lewe meet aan ons eie goedheid of aan ons eie getrouheid of aan ons eie lojaliteit. Maar God se sorg en genade en liefde in my lewe het niks met my toewyding te doen nie, want as dit met my toewyding te doen het, skiet ons almal in elk geval so ver tekort. Maar God kom ontmoet vir ons juis wanneer ons op ons diepste donker hartseer plekke is. Daar kom sê hy vir ons, my kind, selfs hier is my liefde vir jou groot, selfs hier is my liefde vir jou genoeg. En daarom het ek geen twyfel dat toe Ouboet op die laaste van sy lewe was, hy in die wonderlike teenwoordigheid en in die liefde van die Here sy asem uitgeblaas het. En ons vandag wat hier na hierdie boodskapie luister, wat bly vir ons oor? Die finale openbaring van God, sy seun Jesus, die finale openbaring van sy liefde. En dis al wat ons het om aan vas te hou, want dis ons enigste troos. Baie van ons het groot geword met die sondagskool vraag en antwoord, wat is jou enigste troos in lewe en dood? En dit word geantwoord met, dis dat ek met my hele lewe aan Jesus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dit is my anker, dit is my vaste hoop, en dit is waarvan Paulus ook getuig in hierdie gedeelte. As hy dan sê, as God my dan gekies het, wie kan dan teen my wees? Die wêreld,
Die wêreld weeg nie op teen God nie. Hartseer, God is groter as hartseer. Kommer, God is sterker as my kommer. Hy is meer vaster as my kommer. En dis die God wat ons aanbid. Die God wat ek vandag sy hand na ons toe uitsteek en sê, kom vertrou my opnuut weer, om jou ook deur hierdie warboel van emosie, hierdie warboel van hartseer te kom lei. Kom vertrou vir my, om jou ook hierdeur te vat. Laat my toe om jou op te tel, om jou te herstel, om jou te troos. Vertrou my, sodat ek die hoop en die troos en die verwagting in jou lewe weer tot realiteit kan laat kom. Hartseer oorweldig ons soms. Trek dit so effe 'n sluier oor ons oë, dat ons nie altyd so maklik kan raak sien nie, maar God verstaan dit ook. Want sien, God het self 'n geliefde aan die dood afgestaan. Die Bybel sê vir ons ook dat vir God is die sterfte van een van sy kinders nie 'n geringe saak nie. God skep nie 'n behaag daarin nie. Maar die lewe waarin ons is, veroorsaak dat ons soms seer en hartseer en kommer en benoudheid moet beleef en ervaar. En dan kom skree Paulus bo dit alles uit. Nogtans, te midde van alle slegte dinge, kan ons sê ons is oorwinnaars. Hoekom? Want Christus Jesus leef, en daar nou ons vas. Want as Jesus nie leef nie, het ons nie evangelie nie. En as ons nie evangelie het, het ons nie hoop nie. En as ons nie hoop het nie, het ons niks. Maar dank God vir Christus, wat kom opstaan het, wat kom leef het, wat kom regeer het, sodat ek en jy in hierdie dag weer opnuut 'n stuk mooi en 'n stuk troos en 'n stuk hoop by hom kan vind. Christus is ons Here, en daar nou ons vas. Mag ons ook in 'n besonder beleef en ervaar hoe die Here van die Here ook vir ons na vore tree as 'n wonderbare leidsman, magtige God, ewige Vader en 'n vredevors, wat vir ons ook in hierdie hartseertyd sal kom ondersteun, sal kom onderskraag, sal kom dra, sal kom vashou. En mag ons elke dag beleef hoe geweldig groot sy hoop, sy troos en sy liefde vir ons is. Kom ons vertrou God weer opnuut. Kom ons laat God opnuut weer toe, om sy liefde aan ons te bewys. Here, dankie vir u optel. Dankie vir u troos, dankie vir u hoop, en dankie vir u genade. En dankie Here, dat daar niks is wat ons van u liefde kan skei nie. Nie is ons grootste bedreiging, ons grootste vyand of ons grootste kommer nie. Want ons Here het oorwin en ons mag in daardie oorwinning saam met u leef, want ons is meer as oorwinnaars deur Christus wat vir ons die krag gee. Amen. My gebed en my hoop is dat die Here vir elkeen van julle in 'n besonder weer opnuut sal kom ontmoet. Dat hy jou sal toevou met sy liefde en met sy genade. Amen. Mag dan nou die genade van God, die liefde van die Seun en die teenwoordigheid van die Heilige Gees ons die hoop, die moed en die krag gee, om ook hierdie pad wat ons nou moet stap, met oorgawe te stap.